gepraat so 'n bietjie in die bidkamer voor die tyd oor hierdie tyd van die jaar en hoe van hulle wat in die band is klaar gewerk. Some of the people still need to work from home during this Christmas time. But how busy this year has been, and how we finally, it's like we get to a place where we can just breathe. It's as if all of the expectations become a little bit less. And that's my heart's desire for you in this service, that you would just take a moment, maybe just close your eyes quickly and just breathe. Soveel keer hierdie jaar het ons gehardloop van een ding tot die volgende, al hierdie verpligtinge, al hierdie verantwoordelikhede, maar soos wat daar letterlik nog net 'n week oor is, 'n week en 'n bietjie van hierdie jaar, wil ek jou herinner dat jy op 'n plek moet kom waar jy net weer 'n bietjie asemhaal. En dat jy, soos ons in hierdie lied gesing het, my hart smag, my siel smag na U, o Heer. Laat dit jou gebed sal wees in hierdie tyd waar jy dalk rustig geraak en rus kan vind, dat jy ook 'n emosionele, 'n geestelike rus sal vind. Kom ons bid saam voor ons na die woord toe gaan. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ek het om hier te kan wees. Here, dankie vir die woord wat U op my hart gelê het. Abba Vader, maar ek bid dat U sal kom, U dit sal kom lewend maak in mense se lewens vandag. Abba Vader, ek bid dat U dit sal kom oopbreek. Lord, but that everything that I say and do would just bring glory and honor to You. Lord, I know that You've started in my heart with this word, teaching me, molding me. Lord, but I ask that as I'm speaking, that You will come, Holy Spirit, and let it be planted into hearts here this morning. And that when we leave here, we are challenged, but we are also equipped. We have peace when we leave here. In Jesus' name, amen. Nou, is my voorreg wanneer ons altyd hier by Kerstyd kom, dan weet ek, baie van ons begin al daai Bybelplanne rondom die Kersstorie, die geboorte van Jesus. Jy begin bietjie jou voete weer vind in the Gospels, en jy begin, dalk kies jy een elke jaar, ek weet nie wat jou Bybelstudie van is nie, maar hierdie jaar toe ek so bietjie begin met my Desember Bybelstudieplan, toe besluit ek gaan bietjie tyd spandeer in die boek van Lukas. En omdat ek vir die volgende nog 2 weke na hier is, het ek besluit ek gaan julle op hierdie journey saam met my vat, deur die boek van Lukas, en oor die oulike goed wat ek daar raak geleer het, en wat die Here regtig in my lewe vir my kom openbaar het. So vir die volgende 3 weke gaan ons tyd spandeer in Lukas, en as ons net gaan kyk na die outeur van hierdie boek, dan sien ons Lukas was 'n mediese dokter in daardie tyd, maar hy was iemand wat lief was vir detail. As ons gaan kyk na sy Kersverhaal, die geboorte van Jesus teenoor al die ander boeke, het hy die meeste detail. Hy het die liedere in wat daar gesing is, as die profesie waar word, daai excitement wat Maria gehad het wanneer sy by Elisabeth uitkom, ewe skielik is daar soveel meer kleur aan hierdie storie, omdat Lukas gegaan het en hy met mense onderhoud gevoer het. Hy het regtig moeite gedoen om uit te vind wat presies het dit behels met die geboorte van Jesus, maar ook so in Jesus se verhale, het hy tyd spandeer, want hy het hierdie een ding as doel gehad, en ons lees dit in Lukas 1 vers 4, waar hy sê, so that you may know the exact truth about the things you have been taught, that is the history and the doctrine of faith. Lukas se hartsbegeerte was dat ek en jy hierdie boek moet lees. Ja, jy het miskien nou al op ander plekke in Matteus en Markus hierdie storie gehoor, maar sy enigste doel is that you would know the exact truth. Hy probeer om hy details bietjie in te vul. Ek weet nie van jou nie, maar ek is nogal 'n detail mens. Ek sien hier's 'n paar vrouens wat hulle koppe skud, want dis gewoonlik maar ons vrouens wat altyd al die antwoorde wil hê. Ek trou Vrydag 'n paartjie, en dan vra ek altyd hierdie vraag, wat is jou ten spyte van rede?
vir hoekom jy vandag ja sê. So hulle moet self kom en vir my sê, wat is daai ding wat hulle grensloos irriteer of frustreer van die ander persoon. En dan die rede hoekom ek dit doen is om dan vir jou te sê, okay, jy weet dit is reeds so. Okay, so oor 10 jaar kan jy dit nie as 'n verskoning gebruik om nie meer saam met hierdie persoon te wees nie, want jy het ten spyte van daai ding nog steeds ja gesê. Maar die vrou Vrydag in my kantoor sê sy vir my, haar man se ten spyte van rede is die feit dat sy altyd kan karring. Ja, en as hy iets moet verduidelik of iets moet sê, dan hou sy aan en aan totdat sy dit tot die na toe verstaan. En dan as sy gelukkig is met al die antwoorde, dan eers kan hulle, wat ook al die situasie was, agterlos en dan in vrede vorentoe gaan. Maar sy het hierdie behoefte vir detail, om net regtig alles mooi te verstaan. Nou ek weet ons mans ook wat analiseerders is. So ek glo julle is ook 'n bron van kennis. Jy wil weet hoe 'n dingetjie werk. My boetie as klein seentjie het altyd karretjies gekry. En dan het hy nie die karretjie 'n dag nie. Dan is daardie ding uitmekaar uitgehaal. En vir baie lank het ons eintlik net gedink hy's stout en hy breek al sy speelgoed. Maar my boetie is vandag 'n ambagsman. Hy wil verstaan, hoe is hierdie ding aan mekaar gesit? Wat maak dat hy draai en beweeg? Hy wil daai hele konsep wil hy analiseer. En ek dink die Here het geweet hoe hy ons gemaak het en dat daar mense gaan wees in vandag se tyd wat either 'n vrou is van detail of miskien 'n man met bietjie 'n praktiese denker wat dinge wil verstaan. En het hy geweet dat daar 'n boek soos Lukas geskryf moet word, wat vir my en jou al daai ekstra details kom invul. Maar ons oorhoofse tema vir die volgende 3 weke gaan oor hierdie woord relatable. Want vandat ek begin lees het in die eerste hoofstuk, besef ek, there's so many places and so many people that I can relate to. En wanneer ek en jy relate met iets, beteken dit, daai woordjie beteken to understand or to feel sympathy. Dis sodat ek en jy op 'n plek kan kom waar ons eintlik net kan sê, ek hoor jou. Ek voel saam met jou. I've been there. Wanneer ek kyk na hierdie stories en hierdie getuienisse wat duisende jaar terug gebeur het, alhoewel dit 'n ander era was, vind ek myself vereenseldig met hierdie karakters. En die eerste 2 mense wat ek raak sien, is Sagaria en Elisabeth. En ons lees van hulle in vers 6 en 7 van Lukas 1. So hulle begin, hulle storie te vertel deur te sê, van wat se geslagsregister val hulle deel, wat se familiegroepe kom hulle uit. En dan vers 6 sê, they were both righteous, approved in the sight of God, walking blamelessly in all the commandments and requirements of the Lord. En voor ek vers 7 lees, wil ek jy moet net gou vir my daar fokus. This is 2 people that came from 2 different family groups. Maak nie saak wat die lewe hulle kant toe gebring het, wat hulle storie was van hoe hulle op die ou einde by mekaar uitgekom het nie. Maar hier staan hulle in 'n huwelik. En as hierdie paartjie is daar hierdie mooi getuienis rondom hulle lewe. They are blameless in the sight of God. Hulle adhere to all of the commandments and requirements of God. Hierdie is regtig net 2 mense wat uitverkoop is vir die koninkryk. En miskien sit jy vanoggend hier en was jou paadjie miskien bietjie wankelrig en jou familie het miskien nie die Here gedien nie, maar nou waar ook al jy jouself bevind, is jy op 'n plek waar jou hart uitverkoop is vir die Here. Nou ek weet hierdie skrifgedeelte sê hulle was blameless before God, maar ons weet hulle was ook net mens en somehow moes daar sonde gewees het. Maar hulle harte was so uitverkoop vir die Here dat dit die getuienis rondom hulle is. Wil jou herinner aan Dawid in die Ou Testament?
Hy het ook sonde gehad en hy het ook verkeerde goedjies gedoen en partykeer geval, maar wanneer daarna hom verwys word, was hy 'n man na God se hart. Omdat hy elke keer vergifnis gevra het en regtig net daarna 'n lewe wou lei wat aan die Here eer bring. En as jy vanoggend miskien daar is, wil ek vir jou sê die Here sien jou raak. Vers 7 van hierdie gedeelte sê, alhoewel hulle blameless was, alhoewel hulle uitverkoop was, gebeur daar partykeer nog steeds slegte goed met goeie mense. Vers 7 sê, but they were childless, because Elizabeth was barren. They were also both far advanced in years. Wat ek hier sien is hierdie verskriklike relatable omstandighede. Waar ek myself op 'n plek partykeer kry waar ek voel, Here, my hart is uitverkoop vir jou. Ek staan op met een doel en dit is om U te dien met alles binne my. Maar ongelukkig soos Elizabeth vind ek myself baie keer in plekke waar ek voel beloftes word nie vervul nie. Waar ek voel, Here, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? As ek in U guns wandel, as U verklaar that your favor is upon my life, hoekom is daar nog steeds hierdie struikelblokke? Nou is hulle op 'n punt in hulle lewe waar hulle vir 'n leeftyd lank gewag het om 'n kind te baar. En in daardie tyd wil ek jou net herinner, it was a very great disappointment if you couldn't bear children. People actually thought that you were cursed. Because there was something that you weren't prospering. You weren't preparing a next generation. You weren't bearing fruit physically. En hierdie twee mense uitverkoop vir die Here, vind hulle self in hierdie plek waar hulle jare lank wag op hierdie belofte. Maar dit is vir my so mooi dat hulle ten spyte van die feit dat dit nie gebeur op hulle tyd of soos hulle gedink het nie, en nou dat hulle oud is, vind ons nog steeds vir Sagaria in die tempel van God. Maar ek besef twee dinge terwyl ek hierdie stuk lees, en dat ek en jy as mens baie keer wil sin maak van slegte goeders. We want to have answers, like I said in the beginning. We want the details. We want to analyze, and there needs to be a recipe for why these things aren't happening. En die eerste ding wat ons gewoonlik doen, is om te sê, die blessings kom nie, die deurbraak kom nie, want jy is nog vasgevang in sonde. En partykeer is ons, maar partykeer is jy 'n Sagaria en 'n Elizabeth. En doen jy dalk net die alledaagse menslike goeders verkeerd en jy val, maar jy staan weer op en jy vra vergifnis, maar jou hart is regtig op 'n plek waar jy uitverkoop is vir die Here. Maar mense bly vir jou sê, soos wat hulle vir Job gesê het, jy's vasgevang in die verkeerde goed. There is sin withholding you from the promises and the blessings of God. En as jy gaan kyk in die hele hoofstuk van Job, is dit 'n plek waar iemand se hart uitverkoop was vir die Here, daar gesteel was, en al hoe ons kan sin maak van dit is, ons probeer identifiseer, waar is die fout? Waar is die sonde? En ek lees hierdie interessante gedeelte uit Johannes 9 uit, waar Jesus verby 'n man loop, in vers 1 tot 3, en het sê, while he was passing by, he noticed a man who has been blind from birth. His disciples asked him, Teacher, who sinned, this man or his parents? Why was he born blind? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but it was for the work of God might be displayed and illustrated in him.
Nou as jy gaan kyk na die konteks, klink dit eers verskriklik asof God slegte goed oor jou pad stuur sodat hy verheerlik kan word. En dis glad nie die geval nie. Want ons skrifgedeelte uit Johannes 10 wat sê die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Maar God het gekom sodat jy lewe in oorvloed kan hê. Maar wanneer daar gesteel en geslag en verwoes is, when there's promises that's not in fulfillment yet, I want to remind you that it's not necessarily sin binding you. Dis nie noodwendig iets wat jy verkeerd gedoen het of iets wat jy net nie reg kry nie. Partykeer het die vyand kom steel, maar kan die Here nog steeds inkom? He can do something greater so that his glory is displayed. Nie baie keer net deur ons sonde dat goed nie uitwerk nie. Ek praat met 'n meisie in die week, laasweek en hulle gaan deur 'n verskriklike tawwe ding. En sy probeer vir my verduidelik hoe sy met haar works alles reg doen. Sy het Bybelstudie op 'n sekere tyd. In die middel van die dag begin sy worship. Sy soek die aangesig van die Here. Sy vloek nie, sy drink nie. There's no prominent sin. Maar sy werk die heeltyd na heiligmaking. En sy wil my oortuig that she's trying everything. Asof jy eintlik half die Here se arm probeer draai vir die blessings om te kom, want jy doen alles reg. En ek besef as ek kyk na Sagaria wat homself in die tempel kry, vir jare lank is hy 'n priester. Hy daag op, hy werk vir die Here, hy wys sy lewe aan die Here. Is dit ook nie ons werke wat partykeer maak dat die beloftes deurkom nie? Nou as dit nie ons werke is wat ons weerhou nie, en dit is nie die sonde wat ons weerhou nie, wat weerhou partykeer die beloftes? En ek lees dit uit 1 Korintiërs 13 uit, waar dit sê, vers 12, For now in the time of imperfection, we see in a mirror dimly, a blurred reflection, a riddle. But then, the time of perfection comes, we will see reality face to face. Now we only see in part, but then I will know fully as I have been fully known. Ongelukkig gaan daar partykeer dinge wees waarvoor jy nie die detail het nie. Jy het nie die antwoorde nie. Daar's sekere goed wat nie vir ons sin maak nie, sekere seer kry en sekere dinge wat rondom ons gebeur wat nie vir ons sin maak nie. Maar omdat ons 'n God dien wat dit eendag gaan vervolmaak, gaan ons eendag fully comprehend what we couldn't have seen now. En saam met dit wil ek jou herinner aan Jesaja 60 vers 22 wat sê, At the right time, I, the Lord, will make it happen. Terwyl Elisabeth en Sagaria hulle self in hierdie turmoil, hierdie droë seisoen bevind, kon hulle getwyfel het of die Here nog vir hulle lief is, hulle kon getwyfel het of hulle verkeerd leef en die verkeerde goed aanhou doen. Maar ek dink tot 'n mate was daar 'n dieper kennis van die karakter van God wat hulle begryp het, deurdat Sagaria nog steeds elke dag die teenwoordigheid van God gaan soek het, elke dag by die tempel was, en ek dink gerus het in hierdie vrede van at the right time. Miskien moet ons nie kinders hê nie, miskien lyk my storie anders en is dit ook okay. Maar die Here kom en omdat hulle, ek glo, geduldig gewag het, hom nog steeds gesoek het, sy hart beter leer ken het en 'n tydperk waar dit dalk nie vir hulle sin gemaak het nie en hulle nie al die antwoorde gehad het nie. Kom hy in vers 12, wanneer 'n engel aan Sagaria verskyn en ons lees die volgende. And the angel said to him, Do not be afraid, Zacharias, because your petition in prayer was heard, and your wife Elizabeth will bear a son, and you will name him John. You will have great joy and delight, and many will rejoice over his birth, for he will be great and distinguished in the sight of the Lord. Ewe skielik, suddenly,
hoor die Here daardie hart wat aanhou roep en aanhou vra. En is vir my asof dit in 'n oomblik, wanneer ons lees wat Elisabeth se reaksie is en hoe sy dan sê die Here se aangesig skyn oor haar en sy beleef sy favor, is it as if she forgets all of the despair in the years that just passed. The moment of breakthrough, the moment of the promise being fulfilled, immediately changes the atmosphere. From God has spoken. God is being revealed. En alhoewel daar nog 'n 9 maande is wat hulle nou moet wag vir hierdie babietjie om actually gebore te moet word, is daar nog 'n teken dat dit wel die Here is wat werk in hierdie omstandighede. Wanneer Sagaria bietjie twyfel oor die ouderdom en oor die tydperk en oor die Here se tydsberekening, dan sê die engel vir hom, listen carefully. You will be continually silent and unable to speak until the day when these things take place. Because you did not believe what I told you, but my words will be fulfilled at their proper time. Hierdie man wat uitverkoop is vir die Here, wat in die eerste gedeelte juis gekies is vir hierdie belofte om plaas te vind, omdat hulle harte so mooi net die Here gesoek het, kom ook op 'n plek waar ek met hom kan relate, waar hy bietjie ongelowig is. Was jy al daar? Wanneer daardie belofte nou in vervulling moet kom en ewe skielik is die oomblik net te groot. Ewe skielik vra die Here vir jou, okay Siobhan, jy moet nou Boksburg toe trek op 28 uit jou ma se huis uit. Ja, ek het gebid vir 'n geleentheid, ja, ek het gesê die Here moet my enige plek gebruik, ja, ek wil eventually trou, maar hy weet die tydsberekening. Maar in 'n oomblik verander omstandighede en hy sê nou moet jy gaan. Hier is die geleentheid. En ek weet nie van jou nie, maar partykeer wanneer daai geleentheid so suddenly kom, dan wil ons backtrack. En eers vra my, hoe gaan dit werk? En gaan ek die res van die details hê? Jy weet ek is bietjie ouer. Jy weet ek is 'n vrou alleen. Jy weet ek hou nie van 'n highway ry nie. Ek ken net die platteland. Dit is my baie oorweldigend met al die stadsliggies. Maar die Here sê, ongeag jou ongeloof, ongeag of jy nou twyfel, ek weet vir jare lank het jy nie getwyfel nie. Ek weet vir jare lank het jy my aanhou soek. En as gevolg van daai jare en waar ek weet waar jou hart is, at the proper time, I will make it happen. En die Here kom bonatuurlik in vir hierdie gesin. En ons gaan volgende week bietjie kyk na die lewe van John the Baptist. Die goed wat hy gedoen het en die goed wat hy beleef het. En die feit dat hy op 'n plek gekom het waar hy die vervulling was van hierdie belofte aan hierdie ouer paar. Maar net so ook in Lukas vind ek nog 'n dame wat op die regte tyd 'n woord kry van 'n koning wat sy gaan baar. Ek wil jou vat na vers 28 tot 31, ook van Lukas 1. Waar die engel met Maria praat en hy sê vir haar, and listen, even your relative Elizabeth has also conceived a son in her old age, and she who was called barren is now in her 6th month. For with God nothing is or ever shall be impossible. Then Mary said, behold, I am the servant of the Lord, may it be done to me according to your word. And the angel left. So my so mooi, dat ons 2 verhale het van doodgewone mense. Wat net in die stilligheid, jy het nog nooit voorheen van hulle gelees of van hulle gehoor nie. Hulle was nie een of ander helde wat uitgestaan het en miraculous things gedoen het nie. Maar in die stilligheid het beide van hierdie pare 'n liefde vir God. 'n Hart wat uitverkoop is vir hom. En beide van hierdie mense word gekies op die regte tyd om kinders te baar
wat die helde gaan word na hulle. As ons dink aan Maria, hierdie jong meisie, vir my en jou kon dit dalk gelyk het soos die verkeerde tyd. Sy is bloedjonk, weet niks van 'n ma af nie, is nog nie getroud nie, die skandaal wat daar saam gaan. Maar die Here ken haar hart en hy kies haar uit. En as ek nou terugkyk, besef ek, at the proper time, appropriate, perfect timing. Want as sy getroud was, wie was die pa van Jesus? Nie die Heilige Gees nie, alhoewel die woord so sê, maar die mense sou assume met nee man, dis Josef. Hulle is mos getroud. So 'n groter wonderwerk omdat sy as jong meisie uitverkies is, where she's unequipped and unqualified vir hierdie rol. Maar God kom en in sy goddelikheid en in sy grootheid kom equip by haar. Jy hoef nie meer te weet nie, jy hoef nie reg te wees nie. Ek gaan jou in die seisoen, gaan ek jou lei. Ek gaan met jou wees. As jy vandag hier sit en jy voel, Here, my hart is uitverkoop vir jou, maar daar is soveel beloftes, wat net nog nie in vervulling gekom het nie. Miskien het jy gehoop 2024 is jou jaar, en nou is daar 2 weke oor en jy voel, dit was nie my jaar nie. Inteendeel eerder, alles wat kon skeef loop, het skeef geloop. Inteendeel, daar waar ek gevoel het, ek roep uit na die Here, voel dit eintlik asof hy my nie gehoor het nie. Voel ek so bietjie godsverlate en vergete vanoggend. Wil ek jou herinner, dat net soos wat God raak gesien het, 'n jong meisietjie, met 'n hart na hom, 'n ouer paartjie, wat jare lank hulle lewe in die stilligheid vir hom gegee het nie van een van hulle vergeet nie. But at the right time, I, the Lord, will make it happen. En dan weet ons ook, die ultimate persoon uit hierdie beide stories, gaan oor die geboorte van Jesus. Want het gaan oor Sagaria en Elisabeth, wat 'n seun moes baar, Johannes die doper, wat die weg vir Jesus sou oopbaan, wat vooruit sou gaan en so lank verkondig, en so lank die werk doen en mense se harte voorberei vir Jesus wat gaan kom. En as ons terugkyk na hierdie stories, sien ons dat beide van hierdie persone se beloftes het in vervulling gekom. En daardie belofte wat uiteindelik geseëvier het, was baie groter as wat hulle dalk eers gedink het dit sou wees. Ek dink nie eers Maria in haar menslikheid kon comprehend nadat sy die engel gesien het, hoe haar toekoms sou lyk nie. Hoe sou die toekoms lyk as ma van 'n koning? As die redder van die wêreld? Maar wat ek sien, en ek wil jou vinnig herinner aan hierdie geboorte van die koning van die heelal. In 'n stal, in die eenvoud, omring met wyse manne, die ryk, die geleerd, maar ook omring met die skaapwagters, die laer klas. Jesus as babietjie vind homself in hierdie omstandighede, want ek glo, hy het gekom om relatable te wees, vir my en jou. Daar's stories wat ons kan lees van karakters in die Nuwe en in die Ou Testament, mense wat dieselfde stories as ons het, people that we can relate to, people that we can learn from, people that we can feel with and have sympathy with. But Jesus, as the King of Kings, came down so that he can relate to your circumstances, so that he can find you amongst the shepherds, or maybe amongst the wise men, or maybe you're just a traveler still passing by. But wherever you are, he came so that you can experience him fully. En mag jy in hierdie week wat voorlê daaraan herinner word, dat hy het gekom, sodat daardie beloftes vervul kan word. Hy het gekom sodat jy 'n lewe in oorvloed kan hê. Hy het gekom sodat jy net weer kan hoor,
jy word raak gesien. Jy is nie van vergeet nie. Die beloftes is nog vir jou. Miskien voel dit jy wag al 10 of 15 of 20 jaar. At the right time, I, the Lord, will make it happen. My gebed vir jou in hierdie week wat voorlê, dat wanneer ons omring is met familie of vriende, miskien voel jy alleen op Kersfees, miskien is jy op 'n vreemde plek in jou lewe, wil ek vir jou sê, daardie belofte van Immanuel is nog steeds vir jou. Hy is God met ons. Hy het gekom, en in hierdie week, en of jy dit nou hierdie week vier, en of jy dit in September gevier het, en of jy dit whenever vier, die belangrikste is net dat ek en jy herinner moet word van hierdie koning wat gekom het, sodat ons met hom kan vereenseldig, sodat hy saam met jou kan voel, dat hy saam met jou kan groei, en dat hy jou net kan herinner, dat hy jou ongelooflik lief het, hy jou hart raak sien, en dat daar niks is wat jou diskwalifiseer, of jou minderwaardig moet laat voel, vir hoekom dinge net nog nie gebeur het nie. Sy tydperke lyk anders as my en joune. En wanneer jy, soos ek, na 2 jaar terugkyk, met 'n nuwe omgewing, 'n nuwe werksplek, nuwe vriende, ver van my male af, besef ek, perfect timing. Was dit vrees aanjaend? Het ek baie vrae gehad? Ja. But he was so faithful in the detail. Om op te daag en my net te herinner aan wie hy is. En net so glo ek gaan hy jou kom herinner in hierdie week aan wie hy is. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die liefde vandag. Here, dankie dat ons weet dat u seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Here, en dat dit regtig ons gebed in hierdie week is, dat ons dit kan vier en opgewonde kan wees oor die feit dat die koning van al die konings aarde toe gekom het, sodat ons met hom kan vereenseldig. Sodat ons hom kan leer ken, sodat ons hom kan experience. Here, en ek bid vir elke persoon in hierdie plek vandag, dat u naam Immanuel vir hulle waar sal word in hulle lewe. Dat waar hulle beweeg, hulle sal bewus raak, dat u is met hulle. U dra hulle, u voorsien vir hulle, veral in hierdie Kerstyd, waar ons miskien 'n klomp rekeninge het, 'n klomp dinge het wat ons moet betaal, en waar ons soveel angs en vrees ook saamgaan. Here, kom bid ek net u vrede oor elke hart en gedagte nou. Here Immanuel, u is met ons. You will never leave nor forsake us. Here, dankie vir u belofte vanoggend, dat op die regte tyd sal u dit laat gebeur. Ons vertrou u en ons fokus net weer in hierdie laaste 2 weke van die jaar, ons harte en ons gedagtes op u, in Jesus naam. Amen. Dit was vir my 'n voorreg om hier te wees. Volgende week sal ons aangaan met die verhaal van Lukas, maar ek wil jou net vinnig herinner, Woensdagoggend op Kersdag is hier 'n diens 8:30. Moet dit nie mis nie, en as jy naby is, nooi iemand saam.